'n wêreld sonder melk sal maar braaf droog wees, of hoe? En om koeie te melk is deesdae 'n fyn beplande proses. Op die Faircape suiwelplaas net buite Durbanville wou Minkie eers uitvind hoe 'n koei sonder masjiene gemelk word. Nelson, lyk my ek is net betyds. Hallo Minkie, ek gaan net die koei gaan haal vir jou om te melk. En hoe maak ons nou? Kry net die handskoene en dan ek gaan kry die stoel. Ik kan vet, ik kan melk daar zo. Dit is een emmertje. Die melk komt zomaar makkelijk uit. Die korrekte manier is glo om jou hand om die spene te sit met jou duim en wysvinger bo teen die eier. Lyk my elkeen met sy eie tegniek ontwikkel om haar te melk en hierdie twee vingers werk vir my. Hoeveel liter melk produseer sy per dag? I 65 liters per dag en sy eet 55 kilogram kos per dag. Dis baie. Ja, baie. Die plaas melk 1450 koeie 3 maal per dag met masjiene. Ongelooflik dat die eerste primitiewe melkmasjien in 1879 gepatenteer is. Johannes, hierdie is nou 'n baie meer gevorderde manier van 'n koei melk. Ja, Minkie, dis is 'n 64-punt roterende draaitafel. Ons melk 64 koeie basies in 10 minute, wat ons so 380 koeie 'n uur gee. Elke koei in die melkstelsel, jy sien net so 'n oranje blokkie om sy voet. Dit gee vir ons basies 'n 24 uur aanlyn met 'n rekenaarstelsel wat ons binne in die melkstal het, waardeur ons dan produksie, aktiwiteit, gewig, konduktiwiteite, bottervet en proteïen produksies van die koeie kan analiseer en ons kan deur hierdie tipe van stelsel baie vinnig 'n koei wat 'n probleem het identifiseer om dit dan by 'n veearts te kry sodat ons die korrekte behandeling kan toepas op hierdie koei en dan vinnig weer kan terugkry na normale produksie. Ek sien hulle was die koeie so 'n bietjie so hulle word lekker gepamperlang. Ja, Minkie, ons sit 'n seepie aan die koei se speen net om die bakterieë en die goed wat op die speen mag lewe dood te maak en in dieselfde asem stimuleer ons die koei wat lekker vinnige melkvloei verseker. Klink vir my hierdie koeie styg verseker nie aan die agterspeen nie. Nee, Minkie, hulle sê nie in die agterspeen nie, hulle produseer geweldig hoeveelheid melk en ons kyk baie mooi na hulle. Hoewel ons aantal melkbore vanaf 1997 met 62% verminder het tot 2686 in 2011, is ons produksie met 5% op in die laaste boekjaar. Ons opbrengs verlede jaar was 2.6 duisend miljoen liter. Meeste daarvan kom van die Wes- en Oos-Kaap. Nou vir kosmaak. Ouma, ek sien dan nêrens melk onder jou bestanddele nie. Nee, maar ek gaan wel met melkprodukte kook. Ek gaan vir ons 'n varknek steaks braai op die stoof en met 'n lekker mosterdsous en dit is room en 'n lekker rooibos jogurt wat fantasties goed werk by wit vleis, selfs by hoender. Dit klink heerlik. Ek hoop dit is dan maklik genoeg sodat ek dit self ook kan maak. Nee, dis heel eenvoudig. Ek het nou klaar die varknek steaks oornag in die jogurt laat lê in die yskas, afgespoel en wat ek nou met hulle gaan doen, die eerste stap is, ek gaan hulle 'n bietjie met olyfolie smeer, sprinkel met sout en peper en roosmaryn en lekker in die pan bak. Soos jy kan sien, het ek klaar die olyfolie in die pan gegooi en dan sit jy die steaks nou in. En jy braai hulle so 5 na 6 minute aan elke kant sodat hulle lekker kan seël. En varksteaks hoef regtig waar nie so lank te braai nie. Mense dink dit hoef van 'n vark en jy wil dit moet wit wees, maar dit kan maar 'n ligte pink binnekant in wees. En nou gaan ons dit laat rus. Die sous is eintlik net so eenvoudig. Jy vat room in jou pan en 'n bietjie heuning en 'n bietjie korreltjie mosterd en 'n bietjie hoenderpoeier aftreksel. En dan gaan ons dit oor 'n lae hitte laat dik word. Die volgende stap is om 'n teelepel roosmaryn en 'n teelepel petersilie by te gooi by jou sous en 5 eetlepels rooibos jogurt. Dit word deurgeroer en warm saam met die vleis bedien. Jy kan die vark ook in die oondrooster of buite hoog oor die kole braai. Alma se tweede dis is so eie aan Suid-Afrika so Snoek en Koeksisters. Melktert, soos ons dit ken, is 'n uitvloeisel van sy middeleeuse Nederlandse ouses. Minkie, hierdie melktertresep wat ons nou gaan maak is vir my baie spesiaal, want dit is my ouma se resep. En dis hoekom ek besluit het om dit ons op kuiperskraal vandag kook, om dit melktert à la kuiperskraal te noem. Wel, ek kon nog nooit nee dankie sê vir 'n lekker stukkie melktert nie. Ek is baie bly daaroor. Die eerste ding wat ons gaan doen is gaan die kos maak. Jy gooi jou meel en jou eier en jou olie en botter bymekaar en druk dit tot dit 'n ferm deeg is en dan druk jy dit in jou tertbak. Kan mens gekoopte deeg ook gebruik vir hierdie resep? Ja, jy kan, want hierdie melktertresep se kos is nie soet nie, dis sout. So jy kan 'n blaardeeg koop in die winkel en dan sal jy natuurlik baie tyd bespaar. Nou dat die tertkos klaar is, gaan ons begin om die vulsel te maak. Ek het nou klaar die melk op die stoof aangesit oor 'n lae hitte en nou gaan ons die res van die bestanddele bymekaar voeg. Ons begin deur ons eiers te skei en jou eierwitte eenkant te hou.
Nou voeg ek by die eiergele, bruismeel, maizena, amandelessens en suiker. Jy meng nou al hierdie bymekaar om 'n lekker pret te vorm en dan gooi jy dit by jou kokende melk en dit moet 'n vla-effek hê as dit klaar is. Om dit so te kry, moet jy heeltyd roer terwyl die pot oor lae hitte gehou word. Sodra die mengsel verdik het, word dit van die stoof afgehaal en word styf geklopte eierwitte bygevoeg. Dit word in die kos gegooi en in die oond gebak. Hoewel byna elke Suid-Afrikaanse bakker 'n eie resep vir melktert het, is die grootste verskil waarskynlik dat party melkterte gebak word terwyl ander gaar gekook word en dan in 'n gaarkors of op fyngedrukte koekies gegooi word. Dit hang alles net af presies hoe jy daarvan hou. Maar een ding is seker, 'n skieutjie kaneel vir afronding is 'n besliste moet. Vertel ons gerus op ons Facebookblad watter een van hierdie resepte vir julle die lekkerste gelyk het. Ek gaan nou proe en dan vir julle laat weet watter een vir my die lekkerste is. Melk is 'n bron van proteïen, bevat kalium, riboflavin, Vitamiene A, B12 en D en met sy goeie kalsiuminhoud is dit goed vir beenvorming. So, as jy 'n melkgebruiker is, geniet die disse.